Disciplecast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Ons dink dikwels geloof is die oomblik wanneer God praat, maar die grootste toets van geloof begin gewoonlik nadat God gepraat het. Noag ontvang God se instruksies, hy bou die ark, hy bring sy familie en diere in, en dan gebeur niks. Vir 7 dae, geen wolke nie, geen reën nie, net helder blou lug. Ek wonder hoeveel keer Noag deur die deur van die ark gekyk het, hoeveel keer hy gewonder het of hy God reg gehoor het, hoeveel ongemaklike gesprekke daar binne die ark was, want wagtyd laat altyd vrae ontstaan. Dit is presies waar baie van ons vandag leef. Jy het gehoorsaam geword, jy het die moeilike besluit geneem, jy het die gesprek gevoer, jy het begin vergewe, jy het die nuwe werk aanvaar, jy het die bediening begin, en nou wag jy. Maar niks lyk of dit verander nie. Ons dink dikwels wagtyd beteken God doen niks. Die Bybel sê wagtyd is dikwels die plek waar vertroue gevorm word. En dit is die moeilike deel van geloof. Geloof is nie net om God te vertrou wanneer die reën begin val nie. Geloof is om hom te vertrou wanneer daar nog net helder blou lig is. Die ironie is dat ons baie keer bid vir geduld, maar niemand ontvang geduld onmiddellik nie. Geduld word gevorm deur wagtyd, net soos moed deur gevaar gevorm word en liefde deur opoffering. Miskien is jy vandag tussen die belofte en die vervulling, tussen gehoorsaamheid en die resultaat. Moenie aanvaar dat God afwesig is, bloot omdat niks nog sigbaar verander het nie. Dalk is hy juis besig om iets in jou te vorm, voordat hy iets rondom jou verander. Dit is ook ons gebed by SA Gemeente, dat ons nie net mense sal wees wat God vertrou wanneer alles sin maak nie, maar ook wanneer ons net helder blou lig sien. Want dit is dikwels in daardie wagtyd dat ons ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Tot môre, mooi loop.